Goeienaand. Jesus is skuldig bevind. Hy gaan gekruisig word. Hy is volledig mens, na liggaam en na siel. Hy ly geestelik. Dit is soms erger as fisiese lyding. Jesus ervaar onder andere geestelike lyding wanneer hy deur sy disippels alleen en later in die steek gelaat word. Wanneer Judas, een van die 12, hom met 'n soen verraai, Petrus hom 3 maal verloon, word as 'n misdadiger geboei, vals beskuldig, onregverdig verhoor, sy eie mense draai teen hom, hy word in die plek van Barabbas gekruisig, en hy word deurentyd bespot. In 'n minder of meerdere mate het ons elkeen al bespotting verduur. Dit gebeur wanneer iemand oor jou grappies maak, jou verkleineer, jou minag. Bespotting bou nooit op nie. Dit breek altyd af. Dit maak nie groter nie, maar kleiner. Dit laat jou nooit goed voel nie, maar wek altyd 'n negatiewe emosie. Dit is opmerklik dat Jesus 'n bespotting telkens gegaan het oor die beskuldigings wat teen sy persoon in onderskeie hofsaake ingebring is. Hy, die gesalfde, die Christus, die Seun van God, die koning nie net van die Jode nie, maar van die ganse koninkryk van God, die een wat by magte is om 12 legioene engele onmiddellik te mobiliseer om hom te beskerm en van die kruis af te laat kom. God self word deur mense bespot. Eers is hy, na sy skuldigbevinding deur die Joodse Raad, gespot oor die feit dat hy die Messias, die Seun van God is. Matteus 26 vers 71 lees ons: Daarop spoeg hulle hom in sy gesig, slaan hom in die vuis. Hulle het hom geklap en gesê: Jy is mos die profeet Christus. Sê vir ons, wie het jou geslaan? En daarna, hoewel hy onskuldig bevind is voordat hy aan die Jode uitgelewer word, om gekruisig te word, het die Romeinse soldate met hom die spot gedryf oor die feit dat hy sou gesê het hy is die koning van die Jode. In Matteus 27 vers 27 lees ons: Hulle het sy klere uitgetrek en vir hom 'n pers mantel omgesit. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en vir hom 'n stok as 'n scepter in sy hand gesit. Daarna het hulle kon sy spottend voor hom gebuig en smalend gesê: Ons groet u, koning van die Jode. Later, aan die vernederende kruishout, sou die gespot oor die derde aanklag teen hom bykom, naamlik dat hy sou gesê dat hy die tempel in 3 dae afbreek en weer sou opbou. Matteus 27 vers 39. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die Seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: As hy ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van die Jode. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die Seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Die ironie is natuurlik dat alles waaroor hulle hom gespot het, in 'n baie groter mate as wat hulle kon dink van hom waar was. Hy was die Messias, die Seun van God. Hy was die koning. In werklikheid was alle eer en heerlikheid en lofprysing wat hom toegekom het. Maar mense bespot hom
verneder hom, trek hom af, minag hom. Ook met hierdie lyding tree Jesus plaasvervangend vir ons op. Hy dra al die spot en die vernedering wat ons verdien, sodat ons nietige, bespottingswaardige mensies in die oë van God verhoog en verheerlik kan word. Iemand het een keer opgemerk oor 'n gespot. Gelukkig kan niks sleg wat mense van my sê, my slegter maak as wat ek werklik is nie. Die Here weet dit. En ondanks dit het Jesus my 'n kind van die Vader gemaak. Goeienaand.